wees. Net so, die wat my nie ken nie, en dis in my hand. Ek is lief vir 3 dinge. Ek is lief vir die Here, ek is lief vir sy woord, en ek is lief vir sy kerk. En ek het glad nie beplan om vanmôre hier te staan. Ek het nie, was nie van plan om beroep te word nie, dit was nie my plan nie. Ek was besig om te swat, ek het my graad klaargemaak by BTC, en volgende jaar wil ek my honeurs doen, en soos ek sê, dit is glad nie in my beplan om hier te wees nie, en ek het half weggekry. Ons kom, ek en my gesin het 'n lang geskiedenis by die kerk, ons het seer gekry in die kerk, en ek het al weggekryp, maar die Here het ander planne gehad, en toe Jackie my bel, en Jackie is vriende van my, so ek ken nie regtig vir Jackie hulle nie, en toe Jackie my bel en vra, maar hulle hoor deur Louis hulle van my, en is ek beroepbaar, en sy noem vir my die op wat die gemeente graag wil hê, huisbesoeke, en die volgende sê, ons soek iemand wat die woord wil preek. En toe sy daai sê, toe sy my klaar. En toe hier kom die eerste Sondag, julle het my so welkom laat voel, van die eerste Sondag af, voel het als my huis. En toe die eerste Sondag gepreek het, toe ek vir Swyks daar agter ontmoet, en hy noem, ek het iemand gekwoteer in my preek, en toe as hy agterkom, toe sê hy vir my, jong, ken jy, as jy scroll, ken jy hierdie ou, en dis name wat jy gewoon in Eenpilse kerk hoor nie. En toe hoor hy ken hierdie ouens, toe weet ek, dis waar ek moet wees, want ek het gebid en sê, Here, geef my teken, is dit waar ek moet wees, Here, want ek is lief vir die woord, en ek wil die woord preek, ek wil nie bokkos voer, want dat was 'n skaal. En ek sê dit altyd, en mense kyk my snaaks aan, en sê, maar bok is 'n boomvrede, skaap vreet die boom, ons leef nie van. So ek is hier om skaappos te gee, so ek sê, ek is lief vir die woord, en ek vertrou, dat julle saam met my, hierdie pad gaan stap, want ek kan dit nie alleen doen. Ek kan nie wonderwerke doen nie, maar ek kan by die een wat wonderwerke. Sit net so aan met ons saam. Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hier te staan, voor hierdie gemeente, Here, waar U gemaak het dat hulle my beroep, Vader. U hoor ek goed is die Here, maar dit is U wil, dis U plan, Vader, al verstaan ons nie altyd nie. Maar my gebed is, Here, dat U my sal verberg agter die kruis elke keer wat ek U woord verkondig. Dat dit nie sal gaan oor my nie en oor my simpel gewoontetjies hier voor die Here, maar dat hulle U sal stuur, U stem sal hoor, Vader, en dat hierdie saad op vrugbare grond sal val. En soos ons vanmôre gebid het by die opening van hierdie diens, Vader, dat hier 'n lewing sal plaasvind. Here, ek wil sien hoe U 'n dorp omkeer, ek wil sien hoe U 'n streek omkeer, ek wil sien hoe hierdie land omkeer in Jesus naam. Here, vir ons is dit onmoontlik, maar met U is alle dinge moontlik. Loof en prys U naam. Amen. Blaai saam met my na Josua 4, vers 19 tot 24. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Josua 4, vanaf vers 19 tot 24. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal. En aan die ooste grens van Jerigo. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het Josua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek. Deurdat die Here julle God die waters van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee wat hy voor ons uit laat opdroog het.
totdat ons op droog grond deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, en sodat die Here julle God altyd mag vrees. Nou elke dorp of stad het sy eie monumente, standbeelde, geboue of strukture wat opgerig is om historiese gebeurtenisse, of dit nou goed of sleg was, te herdenk, om hierdie jare van daardie gebeurtenisse te vereer. Dit is 'n tasbare vorm van geskiedenis, wat ons gebruik om waarnemers te sê wat 'n volk as waardevol geag het, wat hulle gesamentlik deurgemaak het, hulle oorwinnings en hulle tragedies. So as jy na hierdie standbeeld, hierdie gebou of hierdie monument kyk, is dit wat jy sien, is dit wat jy hoor. Maar hierdie geskiedenis en vandag nog is dit dieselfde, dat tydens 'n oorlog of 'n revolusie, is dit algemeen vir die oorwinnende land of regime om die standbeelde van die bestaande land, die strukture, die simbole en selfs die geboue af te breek. Hulle verander dorpsname, hulle verander straatsname, alles om dominansie te toon. As 'n teken is 'n simboliese verwerping van hulle ideologie en hulle geskiedenis. Is sodat hierdie volk of hierdie mense hulle eie stories kan vertel. Ons breek hierdie af sodat ons ons eie stories kan vertel. En die verslaane volk as die rande kan uitkry. En dat is dan 'n ander rede ook waarom hulle hierdie monumente afbreek. En dit is om burgerlike onrus en burgeroorlog te vermy. Ek bedoel 'n monument, moet jy 'n monument so kyk nie. Dit kan 'n vonk in 'n kruitvat wees. Want as mense na 'n monument kyk en vra wat het hier gebeur, hoekom staan hierdie ding hier en jy wakker hierdie goed en volk aan, kan dit 'n vonk in 'n kruitvat veroorsaak. So hulle breek die goed af. Joseph Joubert het gesê monumente is gryphakke wat een generasie aan 'n ander een bind. Monumente is nie net lewelose merkers nie, maar kragtige politieke simbole wat 'n volk se identiteit kan maak of breek. Indien jy afgesny word van jou kulturele, jou nasionale en jou geloofserfenis, dis soos 'n boom wat afgekap is. Vir 'n rukkie gaan jy nog groen wees, dit gaan lyk of jy nog lewe, maar jy slaap besig om te verwelk, jy slaap besig om te verdor en te verlek en dood te gaan. Die ware bedreiging in hierdie wêreld is nie oorlog of 'n revolusie nie. Dis daardie stadige proses van vergeet. Dit is die probleem. Jy begin vergeet dat jy geheel en al afgesny is van jou herkoms af. Dit raak later so erg dat jou nageslag nie meer weet wie hulle is en waar hulle vandaan kom nie. En net voor Josua en die Israeliete hierdie beloofde land sou ingaan, en om die proses van vergeetachtigheid teen te werk, sê die Here vir Josua, rig aan die ander kant van hierdie Jordaan, die oomblik wat julle deur is, rig daar 12 klippe op as 'n monument, sodat julle en julle nageslag en selfs die heidense volke rondom julle my glorie en my almag sal kan ken. Moenie van my vergeet nie, want dit kan julle einde beteken. Josua 4 vers 19, hier is, ek kan net 19 en 20 nog eers lees. Hy sê, en die volke het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laat opgeslaan by Gilgal aan die oostegrens van Jericho. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het Josua by Gilgal opgerig. Ons almal ken die verhaal wat ook gelei het tot hierdie gebeurtenis, tot hierdie oomblik. Ons onthou vir Josef wat deur sy broers aan die Ismaeliete verkoop is. En vir die Ismaeliete het weer op hulle beurt in Egipte aan Potifar verkoop. En ons weet Josef het opgeëindig in die tronk en Farao het jare later het hy drome gehad van die 7 mooi are en die 7 verdorde are, die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie. En hulle laat Josef vir die tronk uit om hierdie drome uit te lê. En hy sê vir hom, die Here sê dit gaan 7 mooi jare wees en 7 jare van droogte. En Farao stel Josef toe aan as tweede in bevel oor die hele Egipte land en hy dit veroorsaak dat die hele land van hongersnood gered word uiteindelik. En ons weet dat Josef se pa trek toe uit Israel uittrek hy na Egipte land toe, hy en sy Josef se broers, en dit gaan
30 jaar het hulle in Egipte gebly. Maar Josef sterf toe, hierdie held wat hierdie land gered het, sterf toe. En dan staan toe jare later 'n farao op wat nie vir Josef ken nie, wat nie weet van Josef nie. En hulle kyk na die Israeliete en hulle sê die Israeliete raak baie en hulle raak te magtig en hulle maak van hulle slawe. En God hoor Israel se gekerm en gekla. En geroep onder hierdie verdrukking, hierdie swaarkry waar hulle gaan. En God gaan roep vir Moses in die woestyn waar hy besig is om sy skoonpa se kleinvee op te pas. En hy sê vir hom, gaan na daai farao toe en sê vir daai farao, hy moet my volk laat gaan, want hy wil hulle lei na die beloofde land, 'n land wat oorloop van melk en honing. En ons weet farao het geweier en dit was 10 plaag, die 10de plaag was waar die eerstgeborenes afgesterf het en uiteindelik sê farao, oké, laat hulle net gaan. En Israel kom voor die Rooi See, hier is die Rooi See, hulle weet nie wat die kant van die God wil tot hier gelei, hoe maak ons nou? En intussen het farao van plan verander en sê, nee, kom ons gaan haal hierdie slawe weer, hulle moet terugkom die kant toe. En nou sit Israel tussen die Rooi See en die gevaar aan die agterkant van Egipte. Wat ek kan toe nou, en ons weet God kloof daar die Rooi See oop. En hulle gaan op droë grond deur. En toe die Egiptenare agterna wil gaan, toe gaan die water terug en die Egiptenare sterf daar by die Rooi See. En die Israeliete is vir 40 jaar in die woestyn. Waar God bonatuurlik na hulle kyk, hulle bonatuurlik beskerm. Die skrif sê hy vir as kos het hy vir hulle manna en kwartels gegee. Nou as jy so mooi in Psalm 78 vers 25 sê dat hierdie manna was die brood van engele. Is interessant, jy het gelees. En dat hy die klere het nie oud geword nie. Wonderwerke. Maar ten spyte van al hierdie wonderwerke onder Israel. Israel het nooit goed gedoen met wonderwerke. Hierdie wonderwerke het nie verseker dat hulle getrou sou wees aan hulle God nie. Wonders en tekens verseker nie 'n volksgetrouheid aan hulle. Onthou dit. En Moses het geweet, God het aan Moses gesê dat hierdie volk sou verlore gaan. Hulle gaan nie die verbond verbreek, hulle gaan nie getrou bly aan my. Ons sien dit in Deuteronomium 31. Kom ons lees dit. Deuteronomium 31 vers 16. Toe sê die Here vir Moses, kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waarin hulle gaan, in sy midde agterna boereer, en my verlaat, en my verbond verbreek, wat ek met hulle gemaak het. Hy het geweet, en God sê vir Moses, luister, skryf nou 'n lied, voordat hierdie volk hierdie Jordaan trek, skryf 'n lied, en leer dit aan die volk. Hierdie lied sal sê, sal vir hulle verduidelik, dat ek is die een wat getrou sal wees, en hulle gaan ontrou wees. Dis weer eens 'n monument. Maar hulle 40 jaar swerftog kom toe tot 'n einde. En hulle staan op die oewer van hierdie Jordaanrivier, tussen twee watermassas, tussen die Rooi See, 40 jaar, en hier staan hulle voor die Jordaanrivier. En God sê vir Josua, hy sê, luister, hy sê vir die priesters, wat hierdie verbondsark dra, hulle moet vooruitloop, en as hulle voet in die water van die Jordaanrivier raak, sal hierdie water ook kloof. En dan moet hierdie priesters met hierdie verbondsark tot in die middel van die rivier gaan staan. En dan die volk sal op droë grond kan deurbeweeg. En as dit klaar gebeur, het sê hy 12 manne, kies 12 manne, een uit elke stam van Israel, en gaan haal klippe daar waar die priesters staan op droë grond in die middel van die rivier, gaan haal hy klippe daar uit, dra dit uit tot aan die ander kant van die Jordaan, en jy rig daar 'n monument op. En wanneer jy daarna kyk, wanneer jy 'n nageslag daarna kyk, onthou dat dit ek was wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenare, dat dit ek was wat julle vir 40 jaar deur hierdie woestyn gevat het. Ek het julle gebring tot in die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Ek het my deel gedoen. Maar die mensdom vergeet baie maklik. Dis 'n simptoom van die sondeval in die tyd van Eden. En dis 'n kwaal wat die vyand, wat Satan magtiglik tot sy voordeel gebruik, selfs vandag. Dat ons leef in 'n sekulêre wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat toegewyd is daartoe, dat die kerk en die Bybel van God uit die politiek en uit enige openbare beleid gehou word.
Met die gevolg is dat ons in 'n kultuur lewe waar geloof in Jesus Christus nie meer nodig is nie. In Martin Luther se dae moes jy kies om nie deel van die kerk te wees nie. Jy was van geboorte af al deel van die kerk in daai dae. So dit was vreemd indien jy nie deel van die kerk was nie. Selfs toe ek groot geword het, was dit snaaks. Ek weet ek is nog belangrik. Maar toe ek groot geword het, was daar nog respek vir die kerk, daar was nog respek vir die dominee en die pastoor. En ek weet as die dominee kom huis besoek doen. Maar hy het in die beste sitkamer gaan sit, by die beste banke, hy het in die beste koppies gedrink, by die beste teelepels, en jy het jou sondagklere aangetrek, en bewaar jou siel as jy hoeveel het maak, en bewaar jou siel as jy nie gedra het. Daar was respek vir die kerk. Al het allemaal nie geglo nie, daar was nie respek, daar was ander. Maar vandag kan jy kies of jy deel wil wees van die kerk ding. Dis eintlik vreemd as jy nog kerk toe gaan in hierdie wêreld. En Suid-Afrika is nie ver agter nie. Suid-Afrika het vergeet van haar skepper. Sy is van haar Christen wortels afgekap. Die vyand het in die land se tradisionele Christen monumente begin afbreek. En hier is die monumente. Geloof in God. Geloof in God se woord. Geloof in Jesus Christus se evangelie. Geloof in die kerk is vervang met menslike intelligensie. Met menslike sogenaamde wetenskap. Met filosofie en met moraliteit. Ek weet, as 'n intelligente mens het jy nie die belofte van die hemel nodig om te besef dat om goed te doen is goed. Ons kan goed doen en ons kan goed leef sonder Jesus Christus en sonder hierdie Bybelse verhale. En ongelukkig word ons kinders in die skole, universiteite en in die media geëvangeliseer met hierdie einste boodskap. Jesus is nie meer nodig. Hierdie wêreld, hierdie land bou monumente vir politieke prestasies. Hulle bou standbeelde vir intellektuele helde. En hoe moet ons as ouers kompeteer met hierdie regime? Wat moet ons doen? In 'n land waar die Bybel oud en uitgedien geword het. Is nie meer nodig nie. Waar jou Christen identiteit verwerklik is. En waar die kerk 'n waansinnige opsie is. Ons is besig om 'n nageslag te verloor. Nog 'n ding wat julle van my sal leer is nie vir die kinders, is nie vir jong mense. Kinders wat hier hardloop en speel, dit pla my glad nie. Dit sê is lewe in die kerk. Ek sê hier is daar nie meer kinders in die kerk, is daar nie jong mense in die kerk, is in die kerk toe. Ek het gesien, kerk maak toe. Ons is besig om 'n nageslag te verloor. Ek het so 'n paar maande gelede het ek met 'n persoon, sy naam is Morney, in Spur gesit in Woester, in die mall. En Morney het groot geword in 'n Christen huishouding. Hulle het saam as gesin het hulle kerk toe gegaan. Hulle het uit sonnaarskool bygewoon. Hulle het saam met hulle Kersfees gevier. Hierdie gedeelte gesê wie was Jesus se koms as mens gevier het. Hulle het saam het hulle Paasnaweek gevier waar Jesus aan die kruis gesterf het. Hulle het opstanding Sondag gevier. Ek meen dit is hierdie monumente wat opgerig is tot eer van Jesus sodat ons hom ook kan onthou. En hy het 'n lewe probeer lei van tot eer en verheerliking van die Here se naam. Hy wou 'n goddelike lewe lei. Dis hoe hy groot geword het. En toe maak hy klaar met skool en toe tref hy harde werk in daar buite. Toe sien hy die lewe is hard. Dis 'n ander plek. En skielik begin hulle sy hierdie doemprofete aan die buitekant begin sy teologie aanval. Skielik hierdie goed waarmee hy groot geword het, hierdie monumente waarmee hy groot geword het, maak nie meer sin in hierdie moderne wêreld nie. En hierdie monumente van hierdie wêreld, hy begin sy oë daarop en hy begin sy oog van Jesus afhaal. En toe begin hy twyfel. En dit gaan van, Here, waar is U? Hoekom lyk my lewe so? Want hy sy ouers begin, wat kwaad, jy het my nie voorberei. Kyk hoe lyk hierdie lewe. Here, waar is U? Dit gaan van, Here, waar is U? Here, hoekom? En uiteindelik by daar is nie meer Here. En vandag is Morney 'n trotse, selferkende ateïs met Psalm 23 op sy linker skouer getatoeëer. En ek vra vir Morney, as jy van plan om hierdie aftal, as jy nie, hierdie is 'n monument. Dit is net so dat ek kan onthou waar ek uitgekom het.
hierdie goed wat ek geglo het, wat ons vanmôre nog glo, ek het dit geglo, as ek daarna kyk, besef ek is in die lig nou, ek is nie meer daar nie. En in 'n poging om weerstand te bied teen hierdie wêreldse aanvalle, en om nie nog Mordeis uit ons kerk te verloor nie, het die kerk die idee gekry, dat ons sogenaamde produk moet aanpas by die omstandighede van hierdie wêreld en by die verbruiker. Omdat die kerk het deesdae besigheid gemaak. Ons het toegelaat dat die dinge van die wêreld, die identiteit en die boodskap van die kerk infiltreer. Die autoriteit van die Bybel as 'n spesiale openbaring van God, waar God homself aan ons openbaar, wat hy van ons wil hê, hoe ons gered moet word, is hierin. Dit is vervang met die idee dat ek met my eie intellek en met die natuur daar buite kan bepaal wat God wil hê, wie hy is. Daar is nie die idee. Is nie die Bybel nodig nie. Die drie eenheid, Jesus se menswording en Jesus se verlossingswerk aan die kruis van Golgotha het ook 'n radikale verandering in die kerk ondergaan. En daarmee kan ek julle daar besig. En sonde, ons wil nie meer oor sonde preek nie. Weet eens, wat is die evangelie? Wat beteken evangelie? Wat beteken evangelie? Goeie nuus, reg? Maar hoe kan ek die goeie nuus gee as ek die slegte nuus gee? Dis wat sonde. Sonde is nie meer 'n berg teen ons Skepper nie. Nee. Sonde is net menslike swakheid of 'n siekte wat indien ek dit nie kan oorkom nie, dat ons dit moet verdra. En die koninkryk van God wat Jesus kom bring het, en wat gaan kom as Jesus as hy wolke breek, as hy die koninkryk is iets wat ek in sosiale en politieke aksie kan kom. Ons weet goed doen. Ons kan die land verander. Ons moet goed doen. Dinge sal nie goed gaan. Dit gaan nie mooi raak. Ek het nie speel. En die pastorale ambt het gegaan van 'n onderherder. Want dis wat ek is. Dis 'n onderherder. Leiers van die gemeente is onderherders. Christus is die herder van die gemeente. So dit gegaan van onderherder af na 'n bestuurder of 'n CEO of 'n entrepreneur van 'n besigheid. Dis wat 'n pastoor deesdae van hom verwag word. En ons lofprysing en aanbidding word gedryf deur kultuur en vermaak. En word gekenmerk deur skaamtelose selfverheerliking. So ons musiek, eers wat ons doen, die kerke deesdae, ons gebruik ons musiek om die wêreld te doen. En soos John MacArthur gesê het altyd, sit aan die ligte, maak die musiek dood en preek die woord. En kyk hoe werk dit. Kyk hoe mense daarvan. En wanneer mense kerke soek, beoordeel hulle nie meer die kerk oor die suiwerheid van die woord wat gepreek word. Oor die gemeente se toewyding tot die evangelie. Nee. As hulle 'n kerk soek hulle 'n kerk wat hulle eie persoonlike behoeftes kan voorsien. En as julle nie meer my behoeftes kan voorsien, dan skuif ek na die volgende een. En so skuif ek heen en weer. In die proses is ons besig om swerwende kerkgangers te skep, wat net op soek is na sy volgende fix. Niemand bly nie, want ons besef nie, hier is 'n liggaam van Christus waaraan ek moet behoort nie. Ons het mekaar nodig, dis die groter. Ons het nie goed vergeet. Terwyl die woord van God sê, ons monumente, die kerk se monumente is onveranderlik anders as die wêreld. Kolossense 2 vers 8. Hy sê, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorleweringe van die mense. Sien jy oorleweringe? Monumente. Volgens die oorlewering van die mense nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Jakobus 4 vers 4. Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters. Hy praat van die wat weg gelok word van God af, deur hierdie wêreld. Hy sê, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap is met God nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Die skrif sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae.
Prediker 12:24. Moenie vergeet nie. So wat moet ons met jou mense? Moenie van God vergeet nie. Moenie vergeet nie. Wat moet ek vir my kinders doen? Moenie van God vergeet nie. Josua 4. Gaan net weer terug. Vanaf vers 21. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra, wat beteken hierdie klippe, hierdie monument? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek. Teer die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat hy dit deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Hierdie is die engste rede waarom Josua 12 manne moet vat met 12 klippe en hierdie monument moes gaan oprig by Gilgal. Sodat wanneer die kinders, nie as die wanneer die kinders vra, wat beteken hierdie steen? Wat is hierdie? Verstaan nie. Dan moet jy sê, dis nie 'n monument vir Israel se grootheid en goedheid en almag hier die woestyn 40 jaar nie. Nee. Hierdie gaan oor God se grootheid, sy almag, sy bonatuurlike ingryping in ons lewens. Hy het ons deur droë grond laat trek. Hierdie is 'n tasbare instrument om ons Skepper te onthou, om ons vergeetachtigheid teen te werk en ons geloof te bou. Dit is wat hierdie is, Israel. En hier is die uitkoms, wanneer julle dit doen. Die skrif sê, dan sal al die volke van die aarde weet dat God almagtig is. Al die volke daar buitekant. Ons lees in Josua 5 vers 1, net die volgende vers. Kyk wat het gebeur. Nadat hulle die monument opgerig het, hier sê hy, en toe al die konings van die Amorite wat aan die ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan vir die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het hulle hart versmel en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Toe hulle hoor wat die Here gedoen het, almal glo, die stories het geloop van wat die Here gedoen het daar, hierdie wonderwerk, hierdie bonatuurlike ding dat die water so wat. En hulle het hierdie beeld van hierdie Skepper God gehad. Hulle het geweet dat hierdie God kan nie vergelyk word met een van hulle afgode nie. Hierdie is die God wat in beheer is van alles, ja, selfs die natuur. En onthou, hier is die groot wat ons moet onthou. Abraham is deur God gekies sodat sy nageslag op daardie stadium lewende monumente tot eer van God se glorie en almag moes wees. Want as die wêreld na hulle kyk, moes hulle God verheerlik. Israel se doen en late moes maak dat mense na hulle kyk en na die wette van God kyk en sien, maar hierdie volk is anders en hulle moes God verheerlik. Hulle moes nader na God toe kom. Dit was Israel se werk. Hulle moes die monde van die farao's van hierdie wêreld snoer. Onthou toe hulle vir Farao sê dat hulle volk gaan, toe vra hy die vraag in Eksodus 5, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Maar na die Rooi See het Egipte geweet wie hierdie God is, wie hulle moet gehoorsaam. Hierdie verlossing uit Egipte, hierdie trek, hierdie droë grond, hierdie see en hierdie rivier, was nie net vir bonatuurlike ervarings vir Israel nie. En dis wat kerke deesdae soek, ons wil hierdie bonatuurlike ervarings hê. Wat is met fout is, die Here doen dit. Maar die kerk daar bou nie. Hierdie wonderwerk, hierdie see, hierdie monument wat daar opgerig is God wat besig was om sy naam te versterk, sy naam uit te dra. Hy was besig om sy eie glorie en sy eie almag te bevestig. Dit is wat dit is. Die primêre doel van daardie 12 stede is die glorie, die krag, die naam en die eer van God in hierdie wêreld. En dan is dit nie net so dat die volk aan die buitekant kan sien wie hierdie God is nie, dat hierdie mense aanbid 'n lewende God, soos vanmôre gebid het, dat die mense in die straat sal sien, hey, hierdie is mense, dit is kinders van die Here wat hier in die straat staan. Hier is iets anders in hulle. Behalwe dit, het verseker dat Israel en sy nageslag God sal vrees, hom respekteer en gehoorsaam is.
Kyk na hierdie goed. Dis die God wat ons aanbid. Onthou, moenie vergeet nie, vergeet om te vergeet. Ons herdenk God se almagtige verlossingsdade. Israel het 'n doel gehad. Israel het hulle eie kultuur gehad, hul eie waardes en hul eie monumente. Hulle was tussen die heidene. Hulle was indirek vir die heidene, al het hulle dit nie besef nie. Maar hulle was nie van die heidene nie. En dan is daar 'n ander doel ook vir hierdie monumente. Vir Israel. Dis om te besef dat God se almag, sy verlossingswerk is nie net 'n ding wat in die geskiedenis gebeur het, daar by die Rooi See en daar by die Jordaan nie. Nee, dis 'n tasbare werklikheid vandag nog. Israel het hulle droë grond laat deurgaan, maar hy werk vandag nog. Hy's 'n heilige werklikheid. God sorg daagliks vir ons tot eer van sy naam. Psalm 23. Almal ken Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Dit klink vir my reg. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy sorg vir my, reg? Ons kan almal vanmôre, as ons hier agter gaan wees vanmôre, kan ons vertel. Die Here sorg vir my, maar hier's die rede hoekom hy dit doen. Hier sorg hy. Hy sê om sy naam omwil. Ek sorg vir jou sodat die mense kan sien ek is goed. Israel, dis hoekom hy vir jou sorg. En dan moet ons daagliks nuwe monumente. Dis nie daai monumente in die Jordaanrivier nie. Ons moet daagliks, Israel, julle moet daagliks nuwe monumente oprig. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Daagliks nuus. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet jy in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp, hoor daar. En daaroor spreek as jy in die huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Elke oomblik is 'n geleentheid om hierdie woord van die Here my kinders in te skerp. Hoor wat sê. Maar ek sê jy gaan slaap nie, maar dis 'n geleentheid. Hy sê ook moet jy dit as teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsel loopband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Waarvan praat hy hier? Hy sê rig, soos wat jy jou kinders van my vertel, rig daagliks nuwe monumente op. Kyk hoe die Here vir ons voorsien. Wees dankbaar vir hy kos. Weet jy die Here vir ons voorsien? Jy kan gaan swat. Weet wat die Here het voorsien en Here opgemaak. Jy rig daagliks in jou huis, rig jy nuwe monumente op gekeer vir die verheerliking van die Here se naam. En om God te ken is die behoud van 'n nageslag. Onthou dit. Dis die behoud van 'n nageslag. Psalm 78. Ek is lief vir hierdie Psalm. Hy sê my volk luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd as vroeg. Wat ons gehoor het en wat ons weet en wat ons vaders ons vertel het, is belangrik. Hy sê, dit sal ons nie verberg vir ons kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak. Leer julle kinders sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. En hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Vertel julle kinders, rig monumente op, leer julle kinders. En hier's die rede, vers 8, sodat hulle nie word soos hulle vaders nie. 'n koppige en wederstrewige geslag. 'n geslag met 'n onvaste hart in wie se gees nie trou was teenoor hulle God. Kyk wat gebeur wanneer ons God vergeet. Hier sien ons dit. Psalm 78. Deurdat ons die dade van God aan ons kinders leer, is 'n manier om jou kinders te voed. Het jy al aan gedink?
Deuteronomium 8 vers 1 tot 3. Hy sê al die gebooie wat ek julle vandag beveel, dis Moses wat praat, moet julle sorgvuldig hou dat julle mag lewe en vermenigvuldig en dat julle mag inkom in die land en besit neem wat die Here aan julle vaders met die eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Hier is die rede, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat in die mond van die Here gaan. As ek my kinders nie van die Here vertel nie, is my kinders eintlik ondervoed. Hulle kan die beste kos hê, jy kan die beste kos hê, jou spens vol, jou kind is dik geëet, maar as hy die Here nie ken nie, as hy die woord van die Here nie in die huis is nie, is jou kind ondervoed, is jy self ondervoed. Ons leef nie net van brood alleen nie. Nou kennis van en 'n verhouding met God is vandag nog die behoud van die kerk. Onthou, die kerk is nie net nog 'n menslike instelling of 'n organisasie deur mense gemaak nie. Dis 'n lewende monument. Kyk om jou. Ons is lewende monumente. Ons is losgekoop uit slawerny van die sonde en die dood deur die bloed van die lam. Dis nie met mensehande gebou nie. En God self is hier teenwoordig. Efesiërs 2 vers 19. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete. Is julle hier? Wat se fundamente praat hy? Die apostels en die profete. Hy sê die oorleweringe, hierdie monumente wat deur hulle opgerig is. En dan sê hy Jesus Christus self is die hoeksteen daarvan. En wie die hele gebou, dis ons. God saamgevoeg is, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Jesus het gesê, ek sal my kerk bou. Dis nie my en jou werk nie. En ek wil definitief nie met hom 'n kompetisie wees nie. Ek en jy hoef nie die wêreldse gimmicks te probeer en vermaak te gebruik om die kerk weer vol te kry. Hy bou sy kerk. En die krag wat hier teenwoordig moet wees, is die krag van God. Nou Jesus sê, hy het nie net gesê, ek sal my kerk bou, hy het gesê, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou ek het julle gesê, as 'n nuwe regime inkom of 'n land, neem 'n ander land oor, dan breek hulle die monumente af. Jesus sê, hierdie wêreld kan nie my monumente afbreek nie. Totaal en al nie, selfs die dood kan iets aan dit doen. Maar ons moet die regte monumente oprig, wat nie afgebreek kan word. En dit is hierin. Die vyand probeer al vir 2000 jaar om hierdie monumente af te breek, om die wêreld te laat vergeet. Maar soos aan Israel van ouds sê Jesus vir Petrus, laat my lammers wy, pas my skape op, laat my skape wy, Johannes 21. Soos herders wat jong lammers en volwasse skape met voed, versorg en beskerm, is dit die kerkleiers, die onderherders van hierdie gemeente se verantwoordelikheid om kos aan die hele gemeente se siele te voorsien. Maar hoe doen ons dit? Hoe gee kos aan die gemeente? Jesus het vir Satan gesê, mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Is dit nie bekend nie? Is nie wat Moses nou net vir Israel gesê het nie? Jesus sê, die mens dwaal. Hy word verlore, wanneer ons die skrifte nie ken nie en die krag van God nie ken nie. Matteus 22:29. Die woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hoor, ek praat ook heeltemal net van die woord. Hoe beskryf die woord die woord? En hier is die geheim. Hy
Hy sê die evangelie, die boodskap van Jesus Christus, hierdie wat ons vanmôre hier gaan vier, is die krag van God tot redding vir die wat glo. Romeine 1 vers 16, 1 Korintiërs 1:21. Hy sê, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Hoor wat sê hy tot ons? Hy sê, jy gaan nie deur die wysheid van die wêreld, deur wêreldse monumente my ken nie, jy kan nie. Maar God het gekies om dit wat die wêreld dink dwaas is, dit wat ek vanmôre hier doen, die dwaasheid van die prediking, het hy gekies om die te red wat glo. Praat van die woord. Hoor wat dink die woord van die woord. 2 Timoteus 3 vers 16. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Jy is vir elke goeie werk volkome toegerus. Wat het ons nodig? Hier is wat ons nodig het. Hier is die monument. Hier is dit. Wil jy volkome toegerus wees? Ons bring 'n nuwe werk. Wil jy volkome toegerus wees? Ons sit 'n nuwe klankstelsel. Nee. Doen ek niks nie. Waarom sal die kerk dan, as die woord van God, God self hierdie dink het van sy woord, hoekom sal ons die kerk op enigiets anders wil bou? Hoekom sal ons die kerk met enigiets anders wil laat groei? Handelinge 6 vers 7, ons is geneig om julle al gehoor, ons wees soos die kerk van Handelinge. Dat ons wees soos die kerk van Handelinge. Nou kyk, kom ons lees wat het Handelinge gedoen. Handelinge 6 vers 7. En die woord van God het toegeneem. Wat sê? En die woord van God het toegeneem. Met ander woorde, die prediking van die woord het toegeneem. Hulle het meer en meer die woord van God gepredik. En wat gebeur? En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Wat wil ons hê, mense? Wil ons hê sal die sonde moet verander? Wil ons hê die Here moet die dierbare bring? Preek die woord. Preek die evangelie. Dit bring lewe. Dis die enigste manier vir vandag se kerk en die kloue van hierdie moderne Egipte laat bevry kan word. Alle vorme van selfverheerliking en hoogmoed ontslae kan raak van, want dit is 'n meelsteen om die kerk se nek. Ons kan vas, ons kan bid, ons kan preek, maar sonder die bonatuurlike ingryping van die Heilige Gees wat mense harte verander, is alles te vergeefs. Dit gaan hier oor wat Christus gedoen het en wat met mense gebeur as gevolg van sy opstanding Christus. Dis nie wat ek kan doen nie, dis nie wat jy kan doen nie, dis wat hy gedoen het. Tim Keller het gesê sekularisme en godsdiens gaan albei oor persoonlike prestasie. Wat moet ek doen om goed te hê? Dat my lewe goed kan wees. Wat moet ek doen om tot by God te kom? Ek moet iets doen om daar te kom. Dis godsdiens. Ons is nie godsdiens. Hy is die evangelie. Christendom gaan oor die prestasie van iemand anders wat op jou toegepas word. Dis wat ons hier herdenk vir. Sy werk, ja, ons word die werk gered, maar die sy werk, nie my nie. En die oomblik wat ons dit besef, die oomblik wat die Here ons oop oopmaak, die oomblik wat ons aan hom vashou, die oomblik wat ons hierdie monumente oprig, dan word ons lewende, bewegende monumente. Soos Israel van ons, is ons vandag. Sodat ons Christus se roem kan verkondig daar buite. Filippense 2 vers 5 sê, skyn in die wêreld soos ligte onder 'n verdraaide geslag. Skyn soos ligte. 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, julle is 'n brief van Christus, geskryf deur die Heilige Gees. Wow. Ek gaan dit weer lees, want dit is ons. Hy sê, julle is 'n brief van Christus, geskryf deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 3.
Julle is 'n monument. Die mense moet daar buitekant jou lees en Christus verheerlik. Matteus 5 vers 14, baie bekende gedeelte. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hierdie monument, die kerk kan nie weggesteek word nie. Jy geweet, ja gesien, wat gebeur? Hierdie geskiedenis, wat gebeur wanneer die kerk verdruk word van buitekant? Gaan lees geskiedenis. Dis awesome. Die oomblik wat die kerk van buite af verdruk word, groei die kerk. Gaan kyk. Jy kan hulle doodmaak. Vir elke een wat doodgemaak word, omdat daai wat doodgemaak is, kind van die Here is op pad huis toe. En vir elke een wat doodgemaak word, voel die Here nog net nog een by. Jy kan nie die kerk tot nie maak nie. Dis nie moontlik nie. Hierdie monumente kan nie verbreek word nie. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Moenie my goeie werke sien en my verheerlik nie, verheerlik my God. Bou monumente. Ek kan onthou jare terug, verloor ek my werk by Kilotres. Ek het die eerste keer hier vertel, so vanaf 6 maande kon ek nie werk kry nie. Ek het op 'n stadium vir myself begin werk, ek het daklekkasie begin regmaak, treine skoongemaak, vloere geteel, you name it, dit wat ek kon doen om kos op ons tafel te sit, het ek gedoen. En ek roep, Here, waar is U, Here? Ek het nie my werk verloor omdat ek sleg was nie, die plek het toegemaak, ons is geretrench. Ek het 'n goeie getuieskrif van my bestuurder, en ek kan nie werk kry nie. En ons party maande was daar klasgeld vir kos. En op 'n oomblik begin die Here vir ons vleis voorsien. Ons kan die vleis bekostig nie, maar ons het vleis. En die vleis raak so baie dat ons klein yskasie kan dit nie alles vat nie. Ek reis eens gesaai so terug. En ek kry toe 'n ou vrieskas by in Londen. Yskas dit voor. Vrieskas kry ek by iemand, hy self gespuit. Maar hy werk nie in gas kry. En ek betaal, maar die bietjie geld wat ek het, betaal ek dat ek yskas se gas kan volkom. En toe kom die vleis. Kyk, is daai vrieskas vol. En ons eet vleis, ons het nie geld in ons vleis. En die Here voorsien vir my 'n werk by dag van begrafnisdienste. Word dat bestuurder daar. En die oomblik toe ek begin werk en finansies kom in, toe raak die vleis onder. En die yskas is onder. En vandag staan daar die yskas by my oom se laadbaan staan, waarby sy swembad. So wanneer ons braai, is daai yskas 'n monument tot eer en verheerliking van die naam van die Here, vir wat hy in my gesin gedoen het. En my oom gebruik daai yskas, as we hom vra, hierdie heerlike ding in die hoek staan, kom ek vertel jou van die yskas. Dit raak 'n monument tot eer van God. Dit raak 'n manier vir my om die evangelie van Christus Jesus te verkondig, 'n yskas. So wanneer ons kinders vra, wat beteken hierdie steen? 1 Petrus 2. Vers 4 tot 5. Hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Hy sê, en leef, laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Ons is stene in Christus Jesus. Wat is die steen? Ons is 'n monument. En in hierdie nuwe fase van ons lewens, van hierdie gemeenteslewens, ek ken die Sannieshof. So in hierdie tyd ons mekaar beter gaan leer ken, wil ek Sannieshof beter leer ken. Ek wil kom vertel my so 'n bietjie van Sannieshof se monumente, waar God groot en almagtig was. Hierdie gemeente se monument. Ek het gehoor die laaste keer wat ek hier was, dat hierdie kerk is gebou die jaar wat ek gebore is.
So hier's monumente hier, hierdie gebou is 'n monument tot eer van God. Die dinge hier gebeur tot eer van die Here. Vertel my so 'n bietjie van AG Sandshof se monumente, dat ek julle kan leer ken, dat ons kan sien wat die Here gedoen het hier. Dat ek julle hartklop kan optel. En dan jou persoonlike monumente. Wat die Here in jou lewe is gedoen. Waar is jou yskas? Konrad het vanoggend vir my vertel dat die Here sy lewe gered het met 'n motorfiets. Dis 'n monument. Jy sal nooit weer na die motorfiets anders gaan kyk nie. Vanoggend gehoor die Here baie in die ouens dood gewees het. Hy sal nooit weer na baie sal kyk. Dis 'n monument. Tot eer van die Here. En dan wil ek vra, staan saam met my, kom ons bou nuwe monumente in die gemeente. In hierdie dag. Kom ons roep die hand van die Here aan. Ons kan dit nie sonder die Here doen, jy kan niks sonder die Heilige Gees doen nie. Maar ek is lief vir sy woord, ek is lief vir sy kerk, ek is lief vir sy mense. Kom ons bou nuwe monumente. Nie wat in stene gegraveer is en opgebou is nie, maar vervleg in mekaar se lewens. Kom ons doen dit. Kom ons roep die Here aan. So dit so met ons. Vader, ek loof en prys die wonderlike naam. Dat daar gedenkstene opgerig is van die tyd van Eden af tot en met hierdie oomblik. Sodat ons nageslag na hierdie gedenkstene kan vat en sê, hier was die Here, hier die Here dit gedoen. Dit is wat die Here gemaak het hier, Here, en dat ons as huisgesinne vir ons kinders en ons kleinkinders, Vader, nuwe monumente sal oprig tot eer en verheerliking van U naam. En my gebed is, Here, herlewing begin tussen die kinders. Dit begin in die kerk, en dit is 'n bonatuurlike ding. Ons kan dit probeer namaak met allerlei toertjies, Vader. Maar net U kan dit doen. Ons bid vir herlewing in ons eie lewens, in hierdie gemeente, en my gebed is dat ons werklik 'n verskil in hierdie dorp sal maak. Ek pleit by U, ek wil sien, voor ek sterf die dag, wil ek U hand sien, Vader. Hoe ons te midde van moeilike omstandighede, deur droë grond, op droë grond, tot eer en verheerliking van U. Help ons om U hand te sien, maak ons sensitief vir die lyding, maak ons sensitief vir waar U besig is, Vader, en ons daarby sal ontvang. Ek loof en prys die wonderlike naam daarvan. Amen. Vir die broers wat vir ons kan help in die nagmaal. Hier is ons, hierdie is 'n monument wat die apostels aan ons oorgedra is, waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Hierdie is 'n herinnering. Dis nie soms so. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Sien jy, monument, vertel julle, leer dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Onthou, moenie vergeet om te vergeet. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Moenie vergeet nie, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. Dis 'n monument. As jy weer op 'n waardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy die beker drink. En dit is belangrik. Ons vanmôre ons harte toe sê, Here, is hier iets in my? Is hier iets in my wat maak dat ek vanmôre kan sien? En sit net aan,
Jy het nie Moeder Maria nodig of 'n priester nodig nie. Jy het toegang deur Jesus Christus tot die Vader. Net dan, ons sit ons maak ons oop toe, ons ondersoek ons harte, ons sê, Here, hier is ek. Here, hier is ons Vader. Toets ons harte vanmôre. Ons wil in hierdie tafel kom sit, Here, ons wil erken, Here, die prys wat U vir ons betaal het om ons terug te bring in die teenwoordigheid van die Vader. Die liggaam wat vir ons gebreek is, die bloed wat vir ons gevloei het, het gesterf vir ons, Here. Ja, dat ons die liefde wat U vir ons gehad het, sal uitstraal daar buite. Dat ons U naam sal verheerlik, Vader. Dat nie oor ons gaan nie, maar dit gaan oor U. Vergewe ons waar ons betref. Help ons, want sonder U Heilige Gees kan ons niks doen. Versterk ons, lei ons, Vader. En loof U in sy naam. Amen. En dan vra dat ons die elemente net in ons hou, die broodjie en die sap, tot ons allemaal het, so dit allemaal saam as 'n familie net.
weet die liggaam is vir ons gebruik. En so, as wat ons nou vanmôre as 'n familie nuttig Vader, dink ons daar. Dis die prys wat ons moet betaal. Vader, hierdie sak, wat rooi is 'n teken van die bloed, weer eens 'n monument tot eer en verheerliking van U, wat U lewe vir ons afgelê het, Vader. Wat 'n nuwe verbond kom bring het. Ou verbond Israel kon dit nie hou nie, Vader, geen mens kon dit hou nie. Maar U, Here Jesus, kom, gebore as 'n mens, perfekte lewe gelei en gesterf namens ons. En daarom loof en prys ons U naam van